Goeiemiddag, baie welkom aan elkeen by hierdie boodskap van bemoediging vanmiddag. Ek hoop dat dit vir elkeen van julle iets sal beteken in hierdie tyd en dat dit iets sal wees dat jy ook saam met jou kan dra, kan gaan toepas, daar waar jy ook struikel met 'n klomp dinge. Vanoggend gaan ons saam lees uit 2 Petrus 3 uit, ons gaan daar verse 8 tot 15 lees. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En dan vers 15a, en beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. Tot sover ons skriflesing. In hierdie tyd is, ek dink, hierdie gedeelte eintlik so van toepassing, 'n tyd van verwagting, 'n tyd waarin ons verwag dat dinge iewers weer tot normaal sal terugkeer. Maar daarmee saam is daar ook 'n klomp verwagtinge wat ons gehad het, wat as gevolg van die COVID-19 net eenvoudig nie kon gebeur nie. Dalk is dit 'n troudag wat uitgestel moes word, dalk is dit 'n kuier, 'n vakansie wat uitgestel moes word, dalk is dit iets baie ernstiger wat uitgestel moes word. Maar deel van hierdie verwagting, ten spyte van al hierdie dinge wat uitgestel moes word, is ons verwagting steeds dat hierdie virus iewers tot 'n tipe van 'n einde sal kom in ons lewens. Dat daar 'n punt sal kom waar ons kan sê, maar ons kan nou weer 'n bietjie meer vryheid leef, ons kan nou weer 'n bietjie meer van 'n verwagting leef op ander dinge as net die einde van hierdie virus. Maar tesame met hierdie verwagting wat ons het dat hierdie virus iewers tot 'n tipe van 'n einde sal kom, moet ons ook onthou dat dit nie beteken dat ons lewe nou tot 'n stilstand moet kom nie. Dit beteken nie dat ons nou moet wag totdat hierdie virus eendag opgeklaar het of totdat dit op 'n punt gekom het waar ons iewers tot 'n tipe van 'n normaal in ons eie lewens kan terugkeer nie. En dit kom sê 2 Petrus 3 eintlik op 'n manier ook vir ons, want ons het hierdie verwagting ook van die Here Jesus Christus wat weer gaan kom. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons het hierdie verwagting dat dit wel sal gebeur, iewers in die toekoms sal gebeur. Maar dit beteken nie dat ons nou net moet stil sit en niks moet doen nie. Dit beteken juis dat ons nou mense vir die Here moet bekeer. Dit beteken dat ons juis nou moet leef soos wat hy wil hê ons moet leef, sodat ander deur ons voorbeeld ook kan sien wie die Here en Jesus Christus is, ook kan beleef wie hy is. Op dieselfde manier moet daardie verwagting ons nie ook nou inperk of nou laat voel asof ons nou tot stilstand moet kom en niks moet doen nie. Maar dit moet ons juis aanspoor om baie meer te doen, om meer te wees, sodat ons ook ander mense vir Jesus Christus kan wen. Kyk wat sê vers 9 se einde vir ons. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Hy wil hê dat elke liewe een hier op aarde, elke wat was, elke wat nog sal wees, dat almal hulle moet bekeer. En dit beteken dat ek en jy net kan stil sit en kan wag nie, want ons is God se instrumente. Ons is die wat sy woord van moet getuig en oor sy woord vir ander mense moet vertel. Ons is die wat in hierdie wêreld leef as sy beeld, as sy lig in tye van donker. En hierdie tyd wat ons in is 'n tipe van 'n tyd van donker, en in hierdie tyd van donker moet ek en jy die lig wees. Ons moet daardie mense wees wat mense weer herinner daaraan dat die Here Jesus Christus gaan kom, dat hy finale oorwinning gaan kom behaal en dat die ewigheid vir elkeen van ons wat glo in hom 'n realiteit is. Dit is nie net 'n waarheid nie, maar dit is die waarste waarheid wat bestaan, want hy het uit die dood uit vir my en vir jou opgestaan. En ek en jy kan nie anders as om daardie waarheid net te versprei deur die manier hoe ons ook leef nie. Ons kan nie anders as om dit te versprei deur die dinge wat ons sê vir mense nie.
Ons moet elke dag in afhanklikheid vir God leef, want hy het soveel vir ons kom opoffer, sodat ek en jy saam met hom hierdie verwagting kan binnegaan, hierdie hoop wat ons het op hom wat weer kom kan binnegaan. Ons kan nie net stil sit en net maak asof alles nou nie meer saak maak nie, al wat saak maak is die einddoel nie. Nee, ons moet nou juis werk, ons moet nou juis dit doen wat die Here van ons verwag. En dieselfde met hierdie virus ook in hierdie tyd, hierdie verwagting op die Here Jesus Christus moet ons juis aanspoor om nou in hierdie tyd van stilstand, hierdie tyd van verwagting op die virus wat iewers tot 'n einde of iewers tot 'n tipe van 'n einde gaan kom. Dit moet ons juis aanspoor om nou ook te volhard en nader aan die Here ook te leef. Nader en nader aan wie hy wil hê ons moet wees en nie wie hierdie wêreld wil hê ons moet wees nie. Ek en jy moet nou in hierdie tyd ook die geleentheid raak sien om mense van die Here Jesus Christus te vertel. Maar meer is dit, ons moet die geleentheid raak sien om hulle vir hom te bekeer. Want hy wil hê dat almal hulle vir hom moet bekeer. Dit is waarom hy ons ook aan ons die Heilige Gees toevertrou het, is sodat ons hierdie evangelie, hierdie goeie nuus van die Here Jesus Christus aan soveel moontlik mense ook kan bring, selfs in hierdie tyd. Ek en jy is God se instrumente. En jy mag dit nooit vergeet nie. Leef dit ook in hierdie tyd. Ek groet jou in die naam van die Vader, die naam van die Seun en die naam van die Heilige Gees. Amen.